My hande hef ek op na U. Ek loof U naam en buig voor U, want U is hier, die koning van my hart. Goeiedag geliefdes, welkom by 'n nuwe week. Ons wil hierdie week stil staan by wat ons moet doen. Dit is 'n ou vraag wat die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes al vir Jesus gevra het, eintlik om hom vas te vra, maar ons vra daai vraag met 'n ander ingesteldheid. Ons wil regtig weet wat dit is wat ons moet doen. En ons lees Jesus se antwoord toe die vraag kom, maar wat is die belangrikste wat ons moet doen? Hy sê, dit is Matteus 22 hier van vers 37 af. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Party opdragte in hierdie lewe is daar makliker om na te kom as ander. Dit is moeilik as iemand van jou 'n sekere werkstandaard by jou werk verwag en wil hê dat jy taak op 'n sekere manier moet uitvoer tot op 'n sekere standaard. Dit is moeilik om opdragte uit te voer om harder te oefen, harder te werk, goed op 'n beter manier te voltooi as wat jy dit altyd gedoen het, praktiese opdragte wat moeilik raak. Partykeer is dit makliker om lief te hê. Jou kinders, jou lewensmaat, 'n troeteldier of troeteldiere. Dis makliker. En nou kom Jesus en hy gee 'n opdrag wat sê, jy moet lief hê. En eintlik is dit 'n maklike opdrag. Want kom ons kyk, wie moet jy lief hê? Dit is wat belangrik is. Wie moet jy lief hê? Jesus kom in die eerste plek en hy sê, jy moet die Here jou God lief hê. Die antwoord wat die Here hier gee is natuurlik, kom net so uit Deuteronomium 6 al uit. Wat die Jode se Shema is, hulle eerste geloofsbelijdenis. Van die Here jou God is 'n enige Here, die enigste Here, die enigste lewende God. En daarom moet jy hom lief hê. Ag, en ons het baie redes om hom lief te hê, nee. Want dit is hy wat vir ons lewe gee. Dis hy wat vir ons sorg. Dis hy wat ons troos as ons swaar kry. Dis hy wat ons deur die moeilike tye dra. Dis hy wat vir ons voorsien het op die wonderlikste manier, die wonderlikste dinge. Hy het vir ons voorsien hoop, vrede, vryspraak, ewige lewe. Dis die objek van ons liefde. Hoe kan ons dan nou nie anders as om dit te doen nie? Hoe kan ons iemand anders lief hê in sy plek? Hoe kan iets anders vir ons belangriker word as hy? En die feit dat ons liefde vir hom moet bewys, want dis wat Jesus hier sê. Hy is die objek van ons liefde. Dis nie altyd so maklik om lief te hê rondom jou nie. Veral nie as iemand jou 'n skuins antwoord gee nie, dan neem die liefde my so 'n bietjie af. Maar ons het nog nooit 'n skuins antwoord by God gekry nie. As iemand jou te nakom, dan neem die liefde so 'n bietjie af. Maar God het ons nog nooit te nagekom nie. Inteendeel, hy hou aan vir ons gee. Soveel so dat ons as sy kinders met hierdie vaste hoop lewe dat ons vir ewig saam met hom gaan lewe. As vrygespreekte, vrygekoopte mense. Ons verledes is uitgewis by hom. Hoe kan ons nie anders as om hom die objek van ons liefde en ons fokus te maak nie? Maar kom ons praat oor liefde. Wat is die liefde wat hy hiervan praat? Dit is agape. Ons het al baie hieroor gepraat. Grieks het 4 woorde vir liefde. Een het te doen met hoe jy jou kinders en jou familie lief hê, ander een het te doen met hoe jy jou vrou lief het of iemand in wie jy 'n liefdesverhouding is lief hê, ander het te doen met hoe jy vriende lief het. Maar agape liefde is die liefde wat ons by God sien, die liefde wat ons by Christus gesien het. En die beste manier om daai liefde te vertaal
is om te sê, dis 'n liefde wat bereid is om op te gee. Want Christus het vir ons alles kom opgee, omdat hy vir ons lief is. So wanneer ons die opdrag kry, jy moet die Here jou God lief hê, dan hou dit in, dat ons sal bereid wees om op te gee vir die Here ons God. En hoe kan ons nie anders nie? Want hy is daarom asemrowend. Hierdie God van liefde en genade en geregtigheid wat ons aanbid. Hierdie God wat heers, hierdie God wat vir jou 'n toekoms beplan, 'n ewige lewe saam met hom. Laat ons hom dan lief hê. Shalom. My hande